this place. Reach out and touch him while you can. From the high, high mountain to the deep, deep valley, the Holy Spirit is in this place. The Holy Spirit is in this place. Reach out and touch him while you can. From the high, high mountain to the deep, deep valley, the Holy Spirit is in this place. Hallelujah, the Holy Spirit is in this place. Reach out and touch him while you can. From the high, high mountain to the deep, deep valley, the Holy Spirit is in this place. Yes, the Holy Spirit is in this place. Reach out and touch him while you can. From the high, high mountain to the deep, deep valley, the Holy Spirit is in this place. Hallelujah, the Holy Spirit is in this place. Reach out and touch him while you can. Oh yes, from the high,
halleluja. Ons prys die wonderlijke en heilige naam, halleluja. Heraba Shandaraba Tulabarabandi. Oh, halleluja. Oor my,
en waai. Oh, my Here my, halleluja. Kom in U volheid vanaand, Here. En waai deur elke ene. Waai deur ons. Korabashanda rabakuti, rabatula bahanda rabakasita bahanda. Oh, halleluja, o Gees van die Here God ons Heer. Waai deur elkeen in Jesus naam. Halleluja. Prys die Here Vader. Dankie dat ons nou toe kan kom in die mooi naam van U Seun, ons Here Jesus Christus. O Heer. Voordat die dag van Pinkster aangebreek, toe daar op Pinksterdag 'n geweldige rukwind in die boventrek gekom het. Toe het hy reeds voorheen oor die disippels geblaas. Hulle gesê ontvang die Heilige Gees. O Heer. Is nog dieselfde wind. Dis dieselfde geblaas. En dit kom uit U mond. O halleluja. En o Here, U het eenmaal geblaas. En o Here, 2000 jaar verder, is er nog dieselfde wind. Selfde asem. Dis waarom ons kan sing, waai deur my o Gees van God, kom en waai deur my. Ek stel my oop, laat my oorloop, kom in die volheid en waai deur my. En Here, dis my gebed, saam met almal vir elke een in hierdie aand. Laat die Gees dan so waai oor elkeen. In die volheid, in die krag. Here, want ons het die Heilige Gees nodig, soos nog nooit van tevore. Here, wanneer ons kyk na die verkeerde, verwronge idees van mense oor die Heilige Gees, dan kan ons maar net in hierdie aand uitroep, waai deur my, waai deur ons, o Gees van God, waai deur ons. Here, na alles wat in ons lewe gebeur het, toe ons gered het, ons die lig van die wêreld geword, die getuienis geword. Ja, Here, ons sout van die aarde geword. Here, ons is nodig dat die Gees gedurig deur ons sal waai. Dis die behoud van ons geestelike lewe. Dis die behoud om staande te kan bly. Vasgehou te word. Ja, die Heilige Gees is ons geestelike asem. O, halleluja. Wonderbaarlik is die Here ons God. Soos ons gesing het, so wil ons bid, Heer. Waai deur ons. O, Heilige Gees, kom in hierdie aand en waai deur elkeen. Rabboni, Rabboni, halleluja. Here, ons as mens het niks om vir aan een te gee nie. Maar Here, U het alles vir ons gegee. Die Heilige Gees, die Vader, die Seun, o halleluja. En ons eer U, dat ons
weet, dit is U wil dat elke een die Heilige Gees in hulle lewe sal ontvang. Dankie vir hulle wat al reeds die Heilige Gees ontvang het, maar ons bid vir hulle, Here, wat smag daar. O, Here, want dis alleen op homself die grootste wonder van alle tye. Die dooping met die Heilige Gees. Verheerlik U naam dan, Here. En as die woord uitgaan, dat het sal wees leringe en leiding deur die Heilige Gees. En die onverganklike woord van God. Sodat daar vir elke saak, Here, waarlik die antwoord is, wat U alleen kan gee. Ons prys U. Halleluja, vir die wat al reeds gedoop is met die Heilige Gees. Vir hulle wat begeer om gedoop te word met die Heilige Gees, Here. O, Here, laat U krag in hulle lewe sigbaar sal word. Want dis die krag, dis die vuur, dis die heerlikheid. Alles werk saam, sodat U op die einde dag van die dag ook verheerlik kan word. Eer, halleluja, dat U doop met die Heilige Gees, dat U weer volmaak, ja, Here Jesus, tot oorlopends. Verheerlik U groot naam, dan in hierdie aand, in elkeen van ons lewe. En laat die Heilige Gees self die werker sal wees, wat in almal werk, ooreenkomstig die wil van God. Baie dankie, dat U ons so saam seën, in die mooie naam van Jesus, en ons prys U. Amen en amen. Prys die Here, ons is dankbaar om in hierdie aand saam te wees. Groet U almal in die mooie naam van ons Here Jesus Christus. Ek is pastoor Flippie Gerber. Telefoonnommer is 082-874-1705. Halleluja. Prys die Here. Dankbaar vir die Here dat ons geleentheid het om weer meer, ons sing daai woordjie meer omtrent Jesus. Maar ek dink dat die tyd is daar dat ons ook sal sing meer omtrent die Heilige Gees. En wat hier vir my wonderlik is, dat hierdie hele woord, hy sê in Genesis 1, hy sê die woorde, begin het die God die hemel en die aarde gemaak, en die aarde was woes en leeg, en die Gees van God het gesweef op die watervloede. Reg in die begin. Die tweede vers. Die Gees het gesweef op die watervloede. En wat vir my wonderlik is in die woord van die Here, hy sê dit, ek wil het graag net vir u lees, dit is in Openbaring, hy sê, die 18e hoofstuk van Openbaring, sê die woord dit, halleluja, die 19e hoofstuk en wel die 10e vers, en ek het voor sy voete neergeval om hom te aanbid. Johannes was gedurig deur met die engel besig geweest. Die engel het hom gewys, die engel het hom gevat. Ek meen, die 4 lewende wesens het hom gevat om sekere goed aan hom te toon. Maar die meeste van die tyd was het 'n engel geweest. Die Here Jesus self het aan hom verskyn. Hy het dit gesien. En dis alles wonderlik. En dit is waarom die woord hierso praat van Johannes het geglo dat hierdie engel wat met hom besig is, hy is aanbiddingswaardig. Want hy het hom alles gewys. En hoor dat sê hy, maar hy het vir my gesê, moenie. Ek is 'n medediensnig van jou en van jou broeders, wat die getuienis van Jesus het. Aanbid God, want die getuienis van Jesus is die gees van die profesie. Dit is vir my so wonderlik, dat die engel sê hierdie woorde,
ek is 'n medediensknegt. En dit bring vir my wonderlike dinge uit die woord van die Here. Ek wil dit net lees hierso in Hebreërs eerste hoofstuk. Hy sê hierdie woorde. Hebreërs 1 vers 7, en aan die engele sê hy wel, hy wat van sy boodskappers winde maak, en van sy dienaars vuur vlamme. En dan sê hy ook, 6de vers, en wanneer hy weer die eerstgeborene in die wêreld inbring, sê hy, en al die engele van God moet hom aanbid. En dit is waarom die engel vir Johannes gesê het, ek is 'n medediensner van jou. Want soos wat jy God aanbid, moet ek dit ook doen. Soos wat ons die Here Jesus aanbid, so moet ons as mense, soos die engele dit doen, so moet ons dit ook doen. En dit stel die engele en ons op een platform in hierdie gebied dat hulle is medediensnegte. Maar baie mense het al met engele kontak gehad. Maar wat hier wonderlik is dat daai oomblik wanneer jy met 'n engel kontak het, dan het jy met 'n broer kontak in die geestelike wêreld. Al sien jy hom nie, is baie interessant, al sien jy hom, jy weet hy's daar. Want hy is die boodskapdraer, hy is 'n boodskapper, net soos ons. En hy sê hierdie mooi woorde, en wat die getuienis van Jesus het, die engele het die getuienis van Jesus. Dit meen die engele kan by ons kom en hulle kan getuig van Jesus en hulle kan getuig van hom wat die getuienis is. En dan sê hy hierdie woorde. Hy sê, aanbid God. Want die getuienis van Jesus is die gees van die profesie. Nou, hierdie ding is my wonderlik. In die begin, die gees het gesweef oor die watervloede. Aan die einde, hierdie boek Openbaring, daarom sê hy, want die getuienis van Jesus is die begin, is die gees van die profesie. Waar die profesie? Die hele boek Openbaring is een groot profesie. Maar, dit bly nie net daar nie. Die hele Bybel, van Genesis 1 tot Openbaring 22, is een profesie. En dit word genoem die profetiese woord. Hierdie Bybel wat ons het, is 'n profetiese woord. Want dit wat daar by Abraham gebeur het, is 'n profesie vir wat in die toekoms gaan gebeur. En dit is wat so wonderlik is van hierdie saak, dat die gees, want die getuienis van Jesus is die gees van die profesie. Waar die gees? Die Heilige Gees wat ons het. As ons die getuienis van Jesus het, dan het ons ook die gees van die profesie. Maar nie net dit nie. Wanneer ons verder in die woord van die Here gaan, en dit is vir my wonderlik dat die afsluiting is met die Heilige Gees. Die begin was met die Gees gewees. Die afsluiting sal ook met die Heilige Gees wees. Dit maak nie saak waar ons is nie, waar ons beweeg nie, wat ons ook al doen nie, die Gees van God is daar. Veral as jy gedoop is met die Heilige Gees. Maar hier is 'n baie belangrike ding. As baie keer wat 'n mens wonder, Here, maar hoekom is die doping met die Heilige Gees? Jy hoor mense word gedoop met die Heilige Gees, spreek selfs in tale, maar Here, dis nie kragtig nie. Wat het fout gegaan? En ek dink hier is een van die dele wat bydra tot hierdie kragtige vertoning van die Heilige Gees, selfs in sy eie taal, die Heilige Gees taal. Die Bybel sê vir my in Galasiërs 5 vers 16, maar ek sê, wandel deur die Gees, dan sê hulle nooit die begeerlikheid van die vlees volbring nie. Soos as ek deur die Gees wil wandel, dan moet ek sorg dat die Heilige Gees inwoon, want my liggaam is die tempel van God. Alleen wanneer hy inwoon, kan ek saam met hom wandel. En dit sê net een ding, ek kan deur die Gees wandel.
En wonderbaarlik van die Heilige Gees. Jy sal met iemand praat en die Heilige Gees dan vir jou sê, sê dit. Nou, baie mense sal dit dadelik beskou as profesie, sal dadelik beskou as, ek is 'n profeet. Ver van 'n profeet af. Dis deel van die gawe van die deel van die 9 gawes van die Heilige Gees. Jy is glad nog nie eens naby 'n profeet. Want die Here het die Heilige Gees en die gawes en die vrug, alles vir die eenvoudige mense gegee. Ons verstaan dit in eenvoud. En dit is so maklik om dit te verstaan. Ons soek nie redes en goede om te doen, om die Heilige Gees aan mense bekend te stel en wat alles nie. Al wat ons moet doen, ons moet dit wat die woord oor die Heilige Gees sê, moet ons net kan uitdra. Halleluja. En dan sê die woord van die Here verder, hy sê Galasiërs 5 vers 18, maar as julle deur die Gees gelei word, en hier is 'n baie belangrike ding, dan is julle nie onder die wet nie. En ek verstaan waarom daar kerkgenootskappe is waar die doping met die Heilige Gees en veral die tale weerstaan. Omdat die tale die teken is, jy is gedoop met die Heilige Gees, is dit vir hulle 'n probleem. En ek wil net sê, almal wat glo, dat hulle moet die Saterdag, die 7de dag van die week, op daardie dag, alleen kan die Sabbat gedoen word, en ons moet die Sabbat onderhou op daardie spesifieke dag. Kan ek vir jou iets sê? Gaan in daardie mense se kerke, en jy vind niks van die Heilige Gees daar. Weet jy waarom? Want ons het nie die Gees van God ontvang deur die werke van die wet nie. Dit sê Paulus baie duidelik. En hier kom die Gees, heel eerste wat gebeur, die Here Jesus kom, en hy betaal met sy bloed die skuld van alle sonde. En nou sê die woord, dat deur die bloed van Jesus, is ons nou vry van die sonde. Ons is vry van die wet, want hy sê, hy deur sy bloed, deur die offer, het hy die wat onder die wet was, vrygekoop, sodat hulle onder die wet kan uitkom. Want die Here kan jou nie doop met die Heilige Gees as jy onder die wet staan nie. Nie volgens hierdie skrif nie. Dit is waarom die mense wat nie die Heilige Gees doping wil raak sien as, dis die Heilige Gees waarmee hy gedoop word, nou met krag en heerlikheid en vuur ensovoorts, en die spreuke in 'n Heilige Gees taal. Dis waarom mense dit nie wil hoor nie. Want nou sê hulle, ja, dis satanies en dit is 'n gemompel en weet jy wat alles nie. Net om te skerm vir hulle self, sodat hulle kan sê, ja, maar ons moet volgens die wet op die 7de dag van die week, moet ons die Sabbat onderhou. Dit moet so wees. En terwyl dat jy dit glo, is daar nie plek vir die Heilige Gees in jou kerk. Want die Heilige Gees kan nie onder die wet staan nie. Dit in die oomblik as jy die wet met sy gebooie onderhou, kan die Heilige Gees nie daar wees nie. Ek het in hierdie land, Suid-Afrika, rondgegaan. Ek en my vrou baie plekke gegaan. En oralste waar jy mense kry, wat die Sabbat op 'n Saterdag onderhou volgens die wet, loop jy 'n klomp kragtelose mense raak.
wat met hulle wetonderhouding en gebooie onderhouding weerstaan hulle God se gees. Want as hulle hierdie vers moet glo, dan sê dit net een ding. Hulle kan nie deur die gees gelei word nie, en hulle staan nie meer onder die wet nie. Enige vorm van die wet met sy 10 gebooie wat jy wil onderhou, volgens wet, veroorsaak dat die Heilige Gees nie kan deurbreek in jou lewe nie. En daarom weerstaan jy die Heilige Gees. Maar nou kom ons selfs in die Pinksterkerk. En wat ondervind ons daar? Daar ondervind ons weer dat mense wat gedoop is met die Heilige Gees, wat heerlikheid, krag ensovoorts spreek in tale, dat van hulle staan die Heilige Gees teë op sekere gebiede. Hulle kan nie die Heilige Gees los in sy gemeente, maar die Heilige Gees kan oorneem en dat die Heilige Gees kan werk. Hy kan dit nie toelaat nie, want hy ken dit nie, hy weet nie wat dit is nie. Die predikers vandag voel, hulle moet beheer hou oor die gemeente. In so 'n mate, ek weet dit is iets verskriklik geweest toe my vrou dit vir my lees, dat jy met 'n coin flip, pastoor sê, coin flip, en as jy hom op die het sit, dan moet jy iemand kerk toe nooi. In die lewe. Ek het net my kop geskit, gesê, Here, waarmee is die mense besig? Die Here Jesus sê, niemand kom na die Seun behalwe as die Vader hom nie trek nie. En ek het in my hele lewe nog nooit nie, toe ek by die PBK pastoor was in Wolmaranstad, amper 33 jaar. En daai hele dorp en die omtrek, die dorp en die omtrek, kan almal daarvan getuig. Ek het nog nooit iemand na my kerk toe genooi nie. Nog nooit tot vandag toe nie. Toe ek interkerklik gewerk het, as daar dienste gehou was, toe ek ongetroud was, toe getrouwd was, ensovoorts. Ek het die mense so toe genooi nie, ek het die diens gaan hou. Want ek wil nie hê dat mense moet getrek word, omdat Flippie Gerber daar is nie. Ek wil hê dat mense moet getrek word, omdat die Vader hom na Jesus toe trek. Ek wil nie daai werk doen nie. Dis waarom ons kerk in hierdie toestand is. Want almal word net genooi, en dan die prediker en die gemeentelede daar, lewe nie op 'n heiligmakende standaard nie. Wat leer daar die jong bekeerling nou aan, om soos hulle te wees? En die Gees van God is nie daar, en hy word nie toegelaat om die mens te kan oortuig van sondegeregtigheid en oordeel nie. Nee, dit mag nie gebeur nie. Nou dink jy, as die Pinksterkerk dit so doen, dink jy die Heilige Gees is welkom daar? Hulle sê dit, maar hulle harte, God deursoek die hart en die niere, maar in hulle harte. As daar een belangrike persoon kom na 'n diens toe, dan laat weet hulle sommer die mense, luister, ons moet nou Sondag net so 'n bietjie stil hou, want hierdie belangrike persoon kom kuier en nou skrik ons hom af, as iemand nou opstaan en taal praat en uitleg gee. Die Here weet, is 'n belangrike persoon meer werd as die Heilige Gees. En dan bid hulle vir die dooping van die Heilige Gees, hulle Pinksterdienst en alles, maar daar is nie opregtheid in hulle harte nie. Sover die Heilige Gees aangaan. En daarom sê die woord, maar as julle deur die Gees gelei word, dan is julle nie onder die wet nie. Klaar. En dan sê Romeine, hy sê almal wat deur die Gees gelei word, die is kinders van God. Paulus sê, het julle die Heilige Gees ontvang?
Deur die werke van die wet of uit die geloof? Uit die geloof. Waarom dink jy die Here Jesus gesê, toe hy praat van die Heilige Gees, wat so strome van lewende water uit ons binneste sal opborrel, soos 'n fontein wat opspring tot in ewigheid in ons binneste. Hy het gepraat van die Heilige Gees wat nog nie daar was nie. In die Ou Testament was dit nie daar nie. Waarom? Omdat daar 'n wet met gebooie was. Ek hoop jy verstaan dit vanaand. Terwyl daar 'n wet met gebooie was, kon God nie sy Gees uitgiet op alle vlees nie. En kon die Heilige Gees nie in ons inkom, in strome van lewende water uit ons binneste opborrel, 'n fontein wat opspring tot in ewigheid. Dit kon nie plaasvind nie. Want daar was 'n wet met gebooie. Die dooie werke van die wet van die vlees met sy gebooie. En die Heilige Gees kan nie saam met die dooie werke van die wet met sy gebooie werk nie. Hy kan nie. So as jy onder die wet wil wees op enige gebied, kan die Heilige Gees nie werk nie. Waar het jy gehoor? Pinksterkerke, pastore, begrawe mense. En as hy persoon sak, dan lees hulle die 12 artikels voor. Die Here weet, dit is so 'n dooie, menslike, niks. Beteken vir die Gees niks. Vir hy wat gesterf het, beteken in elk geval niks. Maar hou vas aan gebooie, wat leerstellings is van mense, en die Heilige Gees is nie daar. Dis waarom hy praat van die Gees van die vryheid. Want die Heilige Gees maak ons vry van die wet met sy gebooie. Pastoor, maar ek gedink is die bloed. Nee. Die bloed werk die hele tyd saam. Maar die Heilige Gees, wat die Gees van die vryheid is, hy wat die Bybel sê, daar waar die Gees is, daar is vryheid. En die Heilige Gees kan nie daar wees as daar nie vir hom vryheid gegee word nie. En net die wet met sy gebooie kan die Heilige Gees verhinder om daar te wees. Want die wet met sy gebooie is gebondenheid. Dis slawerny, en ons het nie 'n gees van slawerny ontvang nie, maar 'n gees tot aanneming van kinders, tot vryheid. Moenie met al jou sleepsels, al jou leerstellings, met al jou teorieë en idees in jou gemeente, moenie die Heilige Gees daar probeer intrek nie. Dit gaan nie werk nie, want hy gaan nie werk nie. Hy gaan nie saam werk nie. Daar gaan die woord verder. Efesiërs 4 vers 3, en ernstig strewe om die eenheid van die Gees te bewaar, deur die band van die vrede. Oh, halleluja. Kom maar sê ek vandag vir iets. Iemand wat werklik gedoop is met die Heilige Gees, vuur, krag en heerlikheid ensovoorts, spreek in tale. Daardie man en vrou weet wat die band van vrede is. En hy loop met vrede in sy hele lewe rond. Dag en nag. Vrede wat die wêreld nie kan gee. Vrede wat nie verstoor kan word. Want dis die Heilige Gees. Halleluja. As daar enige oneenigheid in iemand se binneste is, of opstandigheid in iemand se binneste is, dan onderdruk hy hierdie vrede in jou lewe. En dit werk deur na die Heilige Gees wat deur jou moet werk. Halleluja. Dis nie ander mense wat die Heilige Gees vasmaak in jou nie. Dis ek en u self. Want ons lees nie wat die skrif sê nie. Wil ek weer lees. En ernstig strewe om die eenheid van die Gees te bewaar deur die band van vrede.
Halleluja. En wat interessant is van die wet met sy gebooie. Die wet met sy gebooie het nog altyd verdeeldheid veroorsaak. Van die begin af. Vandat die wet en die gebooie uitgekom het, was daar verdeeldheid onder die volk en verdeeldheid gebly. Daar was verdeeldheid tussen die priesters, daar was verdeeldheid tussen die profete ensovoort. Daar was verdeeldheid. Waarom? Want die Heilige Gees was daar nog nie. Dan gaan hy verder. 1 Tessalonisense 5 vers 19. Hy sê, blus die Gees nie uit nie. Ek dink nie, Paulus sou so 'n waarskuwing vir ons gegee het, as hy nie geweet het. Dis 'n waarskuwing deur die Here, want hy sê, as eenmaal 'n geestelike, sê dat hy geestelike mense sal hy erken dat al die woorde wat ek geskryf is, woorde van God is. Dit meen dit wat Paulus hier ook geskryf het, nou blus die Gees nie uit nie, is woorde van God, want die Here God weet, die duiwel sal in die kerk dit reg kry om die Heilige Gees uit te blus in 'n gemeente. O, halleluja. En dan sê hy in Johannes 3 vers 24. 1 Johannes 3 vers 24. En hy wat sy gebooie bewaar. En ek wil net vir u sê, as in die Nuwe Testament, as jy lees van die gebooie, soos hy wat sy gebooie, dit meen die gebooie van Christus bewaar. Nou, hierdie gebooie is die wet van die liefde met sy gebooie. Kan ek dit weer sê? Die wet van die Gees met sy gebooie, want hy praat in Romeine 8 vers 2, nou, en die wet van die Gees, van die lewe in Christus. Dit meen, daar is 'n wet van die Gees, van die lewe in Christus. En hierdie wet het ook die gebooie van die Here Jesus. En wat is die gebooie? Wat is die gebooie? Gebooie van die liefde. Hy sê, en hy wat sy gebooie, dit meen die gebooie van die liefde bewaar, bly in Christus. En Christus bly in hom. En hieraan weet ons dat hy in ons bly, aan die Gees wat hy ons gegee het. Daar is nie 'n teken dat die gedoop is met die Heilige Gees. Hoe gaan jy weet dat die Here die Heilige Gees aan jou gegee het, as jy nie kan spreek in 'n Heilige Gees taal? Ja, maar die vrug van die Gees en die gawes van die Gees, dit, ek het nie nodig om 'n taal nie, want hierdie goed kan deur my werk. Ek wil vandag vir iets sê. Moenie laat mense jou blaf nie. As jy hierdie taal waarmee jy in verborgenhede met God spreek, nie praat nie, hoe sal jy weet dat die Heilige Gees in jou is, en as gevolg van hom, bly jy in hom, en hy in jou, en hieraan weet ons dat hy in ons bly, aan die Gees wat hy vir ons gegee het. Dat is waarom hy gesê, gewag in Jerusalem, totdat jy aangedoen word met krag uit die hoogte. Ja, ek meen, en nie lang na hierdie dae, die sal jy gedoop word met die Heilige Gees. Johannes die Doper, hy sê julle doop met die Heilige Gees met vuur, krag, heerlikheid, alles gaan gepaard daarmee. En daarom is dit so belangrik om die Heilige Gees te hê. Want dan sal jy weet, ek en jy bly in hom, en hy bly in ons, want ons weet dit as gevolg van die Heilige Gees, wat hy ons gegee het, want hy is die doper met die Heilige Gees. Halleluja.
Moenie met slim praatjies kom nie asseblief. Jy is besig om mense se lewens, geestelike lewens te verwoes. Met jou alomwetendheid oor die Heilige Gees. Hou op, praat en luister wat God se woord vir jou sê. Jy kan die Heilige Gees nie leer nie. Jy kan nie sê wie die Heilige Gees is nie. Net die Heilige Gees sal homself aan ons kan openbaar, as ons na hom luister. Halleluja. Dis verskriklik die goed wat die mense sê vandag oor die Heilige Gees. Verskriklik. Halleluja. En daarom is dit so belangrik dat ons weet, ons het die Heilige Gees ontvang tot aanneming van kinders. En God het sy liefde in ons harte uitgestort deur die Heilige Gees wat hy ons gegee het. En daarom sê 1 Johannes 3 vers 24, en hy wat sy gebooie bewaar, hierdie liefde wat God deur die Heilige Gees in my hart uitgestort, die gebod van liefde. As ek dit bewaar, dan het ek 99% en nog meer as dit versekering dat die Here sal my doop met die Heilige Gees. As ek hierdie skrif glo, God het sy liefde in my hart uitgestort deur die Heilige Gees wat hy aan my gegee het. Halleluja. As ek dit glo, sal dit tot geregtigheid gereken word. En die Here sal jou doop met die Heilige Gees. Vuur, krag, heerlikheid, vrees van die Here en die spreuke in 'n Heilige Gees taal, sodat jy in verborgenhede met God kan spreek. Maar hierdie mense wat onder die wet is, hulle wil die Heilige Gees en taal van die Gees afmaak as duiwels. Asseblief moet hulle nie glo nie, hulle lieg. Die duiwel weet, as jy is gedoop is in die Heilige Gees, is jy vir hom 'n probleem. Veral as jy in 'n taal kan praat, is jy nog 'n groter probleem. Halleluja. En dit is wat so belangrik is, om te weet, dat die Heilige Gees het die woord gesê in Joël, in die laaste dae sal ek my gees uitgiet op alle vlees. As jy vlees en bloed is, dan is jy in daardie groep in, dat God sy gees sal uitgiet op alle vlees. As jy vlees en bloed is, dan is dit vir jou, verstaan dit net vandag. Moenie net sê, ag, dit lyk my die Here wil my nie doop met die Heilige Gees nie. Ek is dit seker nie waardig nie. Moenie hierdie leuen van die vyand glo nie. So seker as wat ek gedoop is die Heilige Gees, so seker is dit, dat die Here wil jou doop, en hy sal jou doop. Raak net van al hierdie negatiewe goed ontslae. Halleluja. En al hierdie snaakse preke oor die Heilige Gees, asseblief, stoor dit net een kant. Sê, Here, dis wat u woord sê. En ek het my bekeer en ek het my laat doop en die belofte is myne. Ek wil nie weet wat alles gaan gebeur as jy my doop in die Heilige Gees nie. Ek wil net een ding weet en een ding wil ek hê, en dit is doop my met die Heilige Gees en vuur, soos wat Johannes die Doper dit gesê. Dis al. Moet nie verwagting hê nie. Dis al wat jy moet hê. Stoot alles verder weg. Ja, maar daai het dit vir my gesê, daai laat staan hulle gesê, want hulle gesê beteken niks. Here, Johannes die Doper het die weg van die Here voorberei, en een van die dinge wat voorberei is dat ek en u gedoop kan word met die Heilige Gees en met vuur deur die Here Jesus. En met krag. Halleluja. Vader, is een van die grootste
skatte, wat eintlik 'n belofte is. Wat die Here God uit die hemel vir ons as mens gee. En dit is die Heilige Gees. Nou Here, ek dink ons moet weer begin vrees wanneer die Heilige Gees begin praat. Here, wat ons het so geleer. En ons was baie versigtig om enige iets te sê van die Heilige Gees, wat nie met die woord strook nie. Maar Here, ons het so wys geraak en slim geraak, volgens jou vlees, dat mense gryp versies, en dan wil hulle oor die Heilige Gees praat. O my God. Daarom het hy gesê, as iemand teen die Vader en die Seun sondig, sal het hom vergewe word. Maar as iemand sondig teen die Heilige Gees, sal het hom nooit vergewe word nie. Nie in hierdie eeu en ook nie in die ewige lewe. En dit is baie duidelik hier, dat die Heilige Gees is onaantastbaar vir die mens. O Here, het is beter om niks oor die Heilige Gees te dink nie, as om goed te dink wat nie reg is nie. En dit is wat ons die nodigste het in ons tyd, Here. Want ons sien hoe die vyand soos 'n vloed in hierdie land beweeg. Daar's geen sluise wat dit kan keer. Dis alleen die Heilige Gees wat so geminag word selfs in die Pinksterkerke, Here. O Here, ons roep in hierdie oomblik na U. En ons wil sê, soos die ou koortjie sê, come Holy Spirit, I need. Here, my hele lewe, en ek glo baie kinders van hierdie lewe, ons kan nie bekostig om een dag sonder die Heilige Gees te beweeg. Here, wat van die wat nog nie gedoop is met die Heilige Gees nie? Ons vra U, doen 'n volmaakte werk, deur hulle te doop met die Heilige Gees in vuur en krag en die eerlikheid. En die spreuke in taal. Halleluja. Halleluja. Baie, baie dankie. Here, dat ons, die wat gedoop is met die Heilige Gees, dit ontvang het. Oh, halleluja. Ja, Here, laat ons U Gees, as ek het so kan uitdruk, vertroetel in ons binneste. Dankie, dat U Heilige Gees aan die mens geskenk het. Laat ons almal net dankbaar sal wees. Ons bekeer, laat doop, sodat ons hierdie gawe kan ontvang. Halleluja. In Jesus se mooi naam, prys ons. Dankie, 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 halleluja. O, prys die Here Jesus, halleluja. Dank die Here Jesus vir dat hy die doper met die Heilige Gees en vuur is.
Dankie, halleluja. Oh, prys die Here.
Yes, halleluja, 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 halleluja. Dankie Here Jesus, ons prys U. Prys die Here. Ons wil vir elkeen baie dankie sê. Dis ons gebed. Dat die Here jou sal doop met die Heilige Gees. Halleluja. En ons weet, hy is getrou en hy is regverdig om dit vir jou te doen. En hy sal verheerlik word. Halleluja. Prys die Here. Die Here seën u en die Here bly met u elkeen. Wandel deur die Gees. Want dit is waarvoor die Gees gegee is. En word gelei deur die Heilige Gees. In Jesus naam en ons prys hom daarvoor. En ons sê dit dankie daarvoor. Amen.